Watter een van die volgende pare reaktanse kan gebruik word om hierdie verbinding in die laboratorium te berei? Die korrekte antwoord is C. Etanoosuur en propan-1-ol. As dit kom by die esters, is daar 'n maklike manier om te bepaal watter deel is afkomstig vanaf die alkohol en watter deel is afkomstig vanaf die karboksielsuur. Jy soek die karbonielgroep en dan die karbonielgroep is deel van die karboksielsuur. Met ander woorde 1, 2. Daar was met ander woorde 'n karboksielsuur met 2 koolstowwe en dit is etanoosuur. Wat dan oorbly is afkomstig vanaf die alkohol. So karbonielgroep geskei deur 'n suurstofatoom van die alkoholgedeelte. So in hierdie geval 'n alkohol met 3 koolstowwe, ons het te doen met die primêre alkohol, propan-1-ol. Nou streng tegnies en ek praat nou in Hebreë. Gaan dit altyd 'n primêre alkohol wees as dit kom by esterifikasie? Vir graad 12, ja. En in die industrie ook hoofsaaklik word daar gebruik gemaak van primêre alkohole. Is dit moontlik om esterifikasie te doen met 'n sekondêre of 'n tersiêre alkohol? Ja, maar dit raak moeiliker. So, vir graad 12 en vir die industrie maak ons meestal gebruik van primêre alkohole en om meer spesifiek te wees, hoofsaaklik etanol en metanol. Etanoosuur en propan-1-ol reageer dus om propieletanoaat te vorm. Onthou net gou weer, watter katalisator gebruik ons vir esterifikasie? Swaalsuur. En die byproduk wat vorm is water. En net interessantheidshalwe, propieletanoaat se geur is die van pere of selfs sekere appels.